hierdie plek toe kom en na my preek en luister. Hier's mense wat sê, ek wil nie na jou luister nie. En dan vertel hulle vir my na 10 keer wat hulle weer na my preek luister. Nou, hoekom luister jy? Hoekom luister jy? Dankie dat jy luister. Here, ek bid vandag oor hierdie boksie vuurhoutjies. En so ons na mekaar toe gaan beweeg nou. En vuur aansteek. Here, kanselleer enige grap uit in Jesus naam. Kanselleer negatiewe mense uit in Jesus naam. Here, die wat U wil met U saamwerk, U kanselleer hulle nou uit. Here, dat mense sal opreg bedoel. Ons steek die herlewingsvuur aan. U het my gister gewys. Toe ek sê ek soek 'n bonfire. Toe sê God, 'n vuur kan met 'n vuurhoutjie begin. Die bonfire nodig het. 'n vuur kan met 'n vuurhoutjie begin. Maar kry eers, ek gee nog 2 minute, kry jou hart eers reg, daar by die huis. Kry jou hart eers reg, bely jou sondes. Kry jou hart reg. Hoe wil jy herlewingsvuur aansteek? Hy gaan beginne vandag. Hy gaan beginne vandag. Vanoggend sê sy, toe bid ek oor jou. Hy gaan beginne vandag. Hy gaan beginne vandag. Halleluja. Die wat die herlewing soek, die staan buite. Al julle vuurhoutjies uit. Al julle vuurhoutjies uit. Al julle vuurhoutjies uit. Hou een ook daar wat nie brand nie. As 'n simbool, God hou van simbole. Ons gaan nou na mekaar toe loop. Werk saam as die Heilige Gees praat. Anders moet jy nie by Woensdag vra, hoekom gaan dit so nie? Dan werk God ook nie met jou saam nie. Dis nou 'n tyd dat die ou manne van God soos in Handelinge, hulle was te bang om by hulle te voeg, dat weer opstaan. As jy nie nou wil saamwerk nie, moenie God by Woensdag vra, hoekom werk hy nie saam nie? Dis tyd dat hierdie goed gepreek word. As ek daar staan, staan ek onder die leiding van die Heilige Gees. As ek sê, kom ons lees 'n Psalm. Wie is jy om vir God in sy gesig te wys? Ek sal nie. Wie is jy? Mense, ons moet nie speel met hierdie God nie. Hy's vol liefde. Maar nou, maar ek het nog eers. Prys die Here, het julle dit gesien? Ons gaan nou net weer na daai footage kyk. Het julle gesien? Roel, wat jy gesien? Het julle dit gesien? Ek het nog nie geskrits nie. Toe kom die vuur. Prys sy naam. Prys sy naam. Kyk hoe hy gebrand. Prys sy naam. Ek steek in jou lewe en jou huis vuur aan. Kom, steek aan mense, steek aan. Maar wat is jy aansteek? Bedoel dit. Wanneer jy sigaret aansteek, steek op die vuur aan. Ja. Hou en jy luister nou. Prys sy naam. Byt hom vas. Jy moet nie fout kom nie. Jy moet nie fout kom. Ek gaan liever sê. Skrat hom. Amen. So how would I make buried my sin when the fountain of grace is running my way? I know I'm yours. Skrat. I was made for I was made to be tending a grave. I was called by name, born and raised back to life again. I was made for more. Yes, it's beautiful. So how would I make?
Prys die Here, kom ons bid net so. Vader, baie dankie vir hierdie oggend. Here, na hierdie gebed wil ek net deur hierdie lied gaan, want ons sing partykeer goed, wat ons self nie besef nie. In Jesus naam. Amen. Nou voordat ek deur dit gaan, dankie julle. Wil ek net gou sê, ons gaan net voordat ons klaarmaak ook bid vir reën vandag, na mekaar te draai, maar ook bid daar waar dit nie moet reën nie, dat dit ook nie reën nie. Die ene ou het reën nodig, die ander ou het nie nodig nie, en God is magtig om dit alles te doen. Dan wil ek net noem, ons gaan met 'n reeks nou begin. Ek het sê 4 of 5 maande, want ek kan nie weet wanneer hy eindig nie, maar dit gaan oor vlees en gees. Maar dit gaan meer as net 'n preek oor gees en vlees. Vlees. Dit gaan oor baie keer moet ons die gees stuur dat die vlees kan dood. En ons gaan so 'n bietjie gesels en mag God dit seën. Die mense wat by die huis kyk, dit kom binnekort op YouTube, op SOF-tube. YouTube gaan jy in, dan tik jy in SOF, S-O-F, tube. SOF-tube. Dit kom ook op Kruiskyk TV en ons sal kyk of ons dit kan met live, want ons het gisteraand amper seker swerm. Maar geweldige klomp mense op 'n skol gekry wat net begin vra. En toe klaar is met hulle, toe kyk ek op School of Fire, sien ek daar vra hulle ook. So ons gaan, want ons kan soveel meer bereik. Amen. Iemand sê sorry? Alles reg? Iemand my nie geroep nie. Okay, ek prys die Here. Okay, ek het dit gedink, jy sê sorry, is iets. Of iemand wil sy sonde bely. Mense, ek wil net gou deur hierdie liedjie gaan. So as jy kyk op YouTube of Kruiskyk of waar ook al, en hierdie een gaan gemerk word 1. Kyk 'n bietjie die 2 en die 3 en die 4, soek hulle ook. En op die manier gaan jy aanklank vind by alles. En terwyl ek het voorberei, dit is goed wat ek al jare oor gepreek het. Terwyl ek voorberei, moet ek my eers elke keer reg kry. So ek preek nie net vir julle nie. My vlees het hierdie week geroei dat hy bars. My vlees wil net eet hierdie week. Ek wil vas, maar my vlees wil nie vas nie. So ek gaan 'n bietjie met julle deel, my roeiery ook. Maar ek wil net deur hierdie lied gaan gou. I know who I am, because I know who you are. The cross of salvation was only the start. Dis 'n preek op sy eie. Toe Jesus, daar waar jy gered is oor die kruis, was net die begin. Jy kan nie daar bly nie. By jou redding, by jou gebed wat jy opgesê het, toe jy gered is nie. Jy kan nie daar bly nie. Julle kan nou self verder gaan kyk. Now I am chosen, free and forgiven. Is jy regtig vry? Baie mense sê daai gebed op, maar hulle is nie vry nie. Wil jy nie streef om vry te wees? Hoekom wil jy agter geestelike baars wees? Hoekom wil jy in 'n geestelike tronk wees? Dit was vir my nou so 'n mooi voorbeeld, en ek dink nie, Jan Hendrik, jy sal omgee as ek praat nie. Hy's 'n stillerige ou, ek weet nie of hy by die parties so stil was nie, maar hy's 'n stillerige ou. Ja, in Amerika het hy seker erg aangegaan. Jy baie gepraat, Jan Hendrik. Of is jy stil? Maar hoor gou mooi. Terwyl as worship, dit was dood in die begin. Ek moet my oë weghou, want as jy hier voor staan, ek wens net elkeen kan 'n preekbeurt kry, en elkeen kan 'n worship tyd kry, om te sien hoe moet jy mense dra. Dit is in die gees verskriklik swaar, want jy ervaar hierdie goed. Dis ek 'n bietjie ver. Jy kan hom hier ook kom sit. Maar in elk geval, hoor gou mooi. En hy het net gestaan ook rustig. En op 'n stadium sien ek sy hande is in sy lig. Hy luister toe die Heilige Gees praat. Dis 'n ding wat gebeur. Jong kinders van God, wat 'n week, 2, 3 weke terug nog verslaaf was, kom verby mense wat 20, 30 jaar God dien. Hier so iets wat gebeur. Hierso, ek sien dit hier. Nou hoor gou mooi. Hier is 'n ding wat gebeur
Mense kom verby. En die volgende oomblik, toe hy vorentoe kom en sy skrif kom al, toe sê hy, vat hy my en hy sê, dankie oom. Hy sien dit nie as uitskel nie. Hy sien dit nie as te kere gaan nie. Hy sien dit, jy het my gehelp. Ek het nou dit geproe. Ek het dit geproe. Jy kry party mense wat sê, ek is nie lus vir skerasery nie. My vriend, ons is nie op 'n plesierboot nie, ons is nie 'n gewone gemeente nie, ons is nie 'n gemeente nie, ons is 'n worship, en ek gaan van vandag af daai naam beginne. Ons is 'n worship, das drenkelinge, ons moet help. Ons sal nooit hier die plek bereik, waar ons 300 mense het, en die 300 sing elke Sondag saam nie. Ons het elke 3 maande ander mense. En hulle kom laasweek uit gutters uit, of uit iets uit wat hy nog miskien nooit in 'n kerk was nie. So ons moet hom saam sleep, ons moet hom optel. Maar jy wat 10 jaar hier, julle studente is nie so lank hier. Jy wat 2 jaar hier is en 1 jaar hier is, as jy so staan, dan dink die nuwe ou wat inkom, hy kan ook maar so staan. En sonder dat jy iets sê, kom hy nie vry nie, oor jou optrede. Maar as hy sien hoe jy God worship, en hy sien dit daar buite jou optrede, dan wil hy ook soos jy wees. Is mense wat mallets groei om soos Stefan te wees. Hoekom kan julle nie die geestelike ook by mekaar nabootsie? Hoekom kan julle die geestelike nie ook nabootsie? Ek wil nie mense hier kom verplig, dit is baie maklik om studente te sê, ek verplig jou nou, steek jou hand op. Dat is dit plastiek. Maar ek wil jou iets sê, as jy jou hand kan optel en 'n sigaret in jou mond sit, dan kan jy vragtig om 'n bietjie verder optel en God loof en prys. Ek pleit, dit is vlees en gees. En nou wil ek net kom by daai laaste deel. I was made for more. As jy tevrede is met jou toestand, wees maar tevrede, ek is nie. Ek is tevrede wat God vir my gee, hoor my baie mooi. Ek sê ongelukkig nie, ek is ook nie tevrede wat God vir my bied nie. Wat ek sê met myself, ek het nie gearriveer nie. Ek soek iets meer. Vanoggend gesmeek daar buite op die stoep. Toe sê ek, Here, ek vra U, hoekom moet ons sukkel? As ons in 'n vertrek instap, laat mense bekeer, ons kry hier en daar sulke getuienisse, maar ons soek getuienisse waar ons beweeg moet die dinge gebeur. Er gebeur groot goed in die wêreld. Ons het laas jaar en voorlaas jaar gery op die N1 en 2 en 3 gaan staan en fakkels brand gesteek en ons het gebid met verskeie groepe het ek dit gedoen. En gesê, Here, laat drugs nie inkom in Suid-Afrika nie. Toe val die vliegtuig met 200 kg kokain in Stellenbosch. Venezuela se drugs kom ook hier na toe, het julle dit geweet? Ja, dis die plekke wat drugs versprei. Of Trump nou hoe is, ek gaan nie oor hom praat nie. Ek gaan nou net iets oor hom sê. Ek steun nie op vlees, ek steun op God. Maar wat ek daardeur sê is, God het 'n donkie al gebruik om te praat, God kan my en jou ook gebruik. Nou kom ek lees vir ons. Prys sy heilige naam. Ek gaan Galasiërs 5 lees wat almal ken. Almal ken dit uit hulle koppe uit. En mag God, maar wie as jy net weer na 'n preek luister, gaan jy nie change nie. As ouens wat my WhatsApp, en hulle kyk my programme, dan sê hulle rooi is, ons geniet jou preke. Hy sê, en dan geniet ek het as jy so oor drank praat, dan gaan skink ek vir my nog ietsie. Kyk, ek like ou drinker, hulle is vol grappies. Maar hoor gou, daar is iets fout by my en ek wil dit nie meer so hê nie. Daai drank moet uit sy hand uitval. Ek vra julle om opreg te pleit in Jesus naam, dat julle vrykom. Kom ons kyk net gou hierso. Galasiërs 5, vanaf vers 16. En nou wil ek hê, ons moet dit nie net gewoon weglees, ons moet so 'n bietjie in dit wees. Maar ek sê, wandel deur die Gees, met 'n hoofletter G. Dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie.
Ons moet 'n bietjie kyk wat is die vlees se begeerlikheid. Want die vlees begeer teen die gees. Ek wil net noem, ek gaan in die volgende aflewering 6 gewoontes noem wat die vlees kan pak gee. Maar vandag gaan ek nog nie by een van hulle uitkom nie. Dis net die inleiding. Want die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees. En hulle staan teenoor mekaar sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery. Julle weet dat dit nou teen die wet is om die goed te noem van 'n kansel af in Suid-Afrika. Onreinheid, ongebondenheid. Dink 'n bietjie, wat is alles onreinheid? Afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, rassery, eet van die oggend tot die aand. Jy kan as jy 'n maaltyd eet en jy eet lekker, is dan niks meer fout nie. Maar as jy 3 maaltye lekker eet aan mekaar, en jy stop nie met eet, en tussenin, dan raak dit brassery. As jy eenmal 'n jaar feesvier en jy eet, niks fout nie, laai die chops in. Maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Ek gaan net tot daar. Nou kom ons praat net so 'n bietjie oor die inleiding om die gees te stuur. Ons gaan wonderlike aflewering sê. Ons kom nog hier in die 2de maand en so by die huwelik ook uit. Vir party gaan dit so lekker klink, hulle wil dan trou. En vir die wat getroud is, gaan dit sommer weer op honeymoon. Want ons gaan ernstig praat oor die huwelik. As baie mense wat oortree deur die vlees en ander vrouens bekyk en alle dinge doen en ander mans bekyk. Omdat hulle gees nie op datum is nie en omdat hulle vrou en man ook nie op datum is met hulle nie. So baie mense, as jy die Heilige Gees wat op datum in jou lewe moet wees, is die man en die vrou wat op datum met mekaar moet wees. Julle het geweet? 'n vrou wat elke dag in krullers loop julle nog in krullers hier? Krullers. Ons praat maar so. Jy mag in krullers loop, maar wragtig as jy nooit jou krullers uit jou kop uithaal nie. En nooit 'n bietjie jou paint partykeer nie. En nooit 'n bietjie net beter lyk vir jou man nie, dan sal hy beter wyvelde gaan soek. Ek dank God dat ek het 'n vrou wat lyk van skoon wees, en mooi wees, en reg wees. Ek like dit, tot die kat like haar. Maar hoor gou mooi. Ek praat nie as ons op 'n Saterdag opstaan en 10:00 is sy nog in haar pantoffels nie. Maar jy sal my vrou nie in haar pantoffels in Shoprite kry nie. En jy sal haar ook nie in haar nagklere in Shoprite kry nie. As dit deesdae 'n ding, mense worry nie. Hulle lyk afgesloof. En dan wil die huweliksmaat soek nie meer hierdie afgesloofendheid nie. Dan gaan soek hy nuwe blyplek. En dis gevaarlik. Dis gevaarlik. Okay. Kom ons kyk so 'n bietjie. Wat voed jy? Ons gaan 'n bietjie praat. Wat voed jy? Voed jy jou gees of voed jy jou vlees? Kan ek vir jou plain sê met worship, as jy so staan en jy worship nie, dan voed jy jou vlees. Moenie na hierdie plek toe kom en na my preke luister nie. Dis mense wat sê ek wil nie na jou luister nie. En dan vertel hulle dit vir my na 10 keer wat hulle weer na my preek luister. Nou hoekom luister jy? Hoekom luister jy? Dankie dat jy luister. Ek is nie 'n prediker wat mooi preek nie. Ek self is mooi. Maar ek is nie 'n prediker wat mooi preek nie. Ek kan nie vir jou mooi AI boodskapies gee nie.
Maar ek gaan vir jou ten minste keer dat jy hel toe gaan. En my God gaan my nie eendag voor sy troon uitroep en sê, ek wil jou bestraf, omdat jy hulle altyd gewaarsku het teen die hel nie. Ek wil jou bestraf omdat jy hulle teen drank gewaarsku het. Ek wil jou bestraf omdat jy die sonde gepreek het. Dink jy regtig God gaan my uitsaar omdat ek jou gewaarsku het om die hel toe te gaan nie? So, ek hou maar liewerster daar. Nou ja, jy sal nie in die gees kan beweeg as jy nog steeds die vlees wil behaag deur jou cravings nie. Jou cravings vir die vlees moet nou end kry. 'n Vuil seksuele grap is 'n craving, want iets binne in jou roep uit, ek wil eintlik iemand anders hê. Hoor jy wat ek sê? As jy 'n vieslike seksgrap vertel en jy's getroud, sê jy inderwaarheid in jou binneste, ek soek iemand anders. En iemand wat grappe maak oor seks, en julle is al groot mense, en 'n 16-jarige dogter loop verby of 'n seun, en jy sê, as hulle hom dan graag wil, kan ek vir jou iets sê? Jy is 'n kindermolesteerder met jou mond klaar. Iemand wat kinders bekyk om lelike goed net te bedink, al sê jy, ek sal dit nooit doen nie, jy is 'n kindermolesteerder met jou mond. Jy so in die vlees, jy's in die hel al amper klaar. Ons praat nie van groot sondes vandag nie. Ek het nou net gepraat van dit. Ons praat 'n bietjie van cravings. Kan ek vir julle sê, kom ek vertel julle iets van my. En ek het dit die week al vir die studente gesê, en ek het dit gisterand op live gesê, maar kom ek sê dit weer. Ek bid nou jare, elke aand van my lewe, dat ek vanaand droom, wat wil u met die wêreld of Suid-Afrika doen? Kan ek vanaand droom, wat wil u met my doen? Ek het eendag gedroom, en dit sien ek, wat ek gesien het, ons is vol water, en bote ry in die strate, en daar is vuil water en goed, die Here het al vir my goedjies losgemaak, maar nie soos ek dit wil hê nie. En in hierdie week bid ek weer, ek sê, Here, en ek is besig met vlees en gees, en ek weet die volgende 3-4 maande, gaan ek nog deurloop met gees en vrees, want ek doen dit, die voorbereiding. Ek het op 104 gestaan die 1 Januarie, ek wil maarder word, ek staan op 107.3 volgend. Want ek sukkel, ek gaan nie vir julle kom oorwinnende boodskapies net gee nie, ek gaan julle my stryd ook gee. Maar ek gaan nie daar bly nie. Ek gee nie op nie. Maar hoor gou mooi. En ek bid so 3-4 aande terug, ek sê, Here, vanaand droom ek oor Suid-Afrika, hier's dinge aan die gang, al droom ek net van 'n helikopter wat vir Cyril bly. Of ek droom van iets. En ek droom, terwyl ek in die straat loop, stap 'n girl verby, en sy knipoog vir my. Nee, ek weet nie wie's dit nie. Ek soek haar ook nie. Maar sy's mooi, Stefan, sy's mooi. Sy knipoog vir my. Ek is so ontsteld dat ek dadelik wakker raak. Ek sê, Here, ek verstaan nie. Ek wil groot goed droom oor Suid-Afrika, wat syns, hier kom droom ek iemand knipoog vir my. Hy sê vir my in Engels, if you said that a body must fed 3 times a day on daily bread, then you must stop feeding your body and start feeding your spirit. Ek vra, Here, ek dink jy aan seks, ek het die pony, ek het hierdie oop deur nie. Hy sê, jy so in die vlees, want jy lees te min Bybel en jy bid te min. Dis hoekom 'n vrou vir jou oog knip. En hy sê, die volgende knip sy nie net oog nie. Want ons vlees stap mos, het julle die advertensie gesien jare terug van Body Miscus. Die jonges ken dit nie.
Hulle stap mos so. Strys, ek gee vir jou 3 aflewerings. Hulle hy Frans was dan of hy lyk vir my of hy nou wel huis toe gaan. Maar in elk geval, hoor gemooi, vroeër jare was daar 'n advertensie. Die matrose in Spierwit het so gedril. Onthou jy Annelie? Daar spuit die vrou body miskus. Dan stap sy in die opposite kant verby hierdie peloton vlootmense. Dan drill hulle so. Dan ryk hulle. Dan drill hulle so. Dan masseer hulle agter haar aan. Pas op! Hulle knip oog nou. Môre dan loop jy agter hulle aan. Hoor gou mooi, laat ek vir julle mooi sê, ek het nie oop deure nie, van sonde nie. Ek voed die vlees meer as die gees. Die vlees eet pampoen, tot dit by sy ore uitkom. Die gees wil 'n bietjie meer psalms lees. Ek preek dit my eie lewe uit, ek kan julle sê, is vir julle wat ek so aangaan nie. Die skrif sê, dat daar 'n stryd oorlog is, tussen die vlees en jou gees. Daar is oorlog, hulle gooi missiele op mekaar. Ek bid gisteraand tot hier voor 12, vanoggend vroeg weer. En terwyl ek gisteraand bid, tot laatnag, is my vlees met iets besig. Want ek hou van wêreldgebeure, ek hou van bid vir die wêreld, maar 'n ou kan partykeer overboord gaan. En ek wag heeltyd in my gees voel ek, maar eintlik in my vlees. Vanaand word die Ayatollah Khomeini gegooi met 'n missiel met 'n klapper onder hom. Nou bid ek 'n uur. Ek het hom 1 keer 2 ure gehoor. En dan sit ek gou YouTube aan. Is hy gegooi al. Mense, jy vorder nie met jou gebed nie. Pas op om jou selfoon daar te sit. Vanoggend 6:30 bid ek en my selfoon lê daar en ek sien net iets opkom en ek moenie dit kyk nie en ek kyk dit en 'n ou sê vir my dit en dit en dit. Ek praat met julle uit my foute uit. Sit jou foon 10 meter van jou af weg en sit die klank af. Ek los myne baie, ek sien jy sit te maak so. Baie in die sitkamer gaan bid ek binne in die hoek. Jy hoef my nie voor te skryf nie. My vlees wil nou opstaan. My vrou moet nie van my vertel en soos het 'n kopnikkie. Mense, as julle net by my voorbeeld vandag kan leer. Al gaan daar 'n paar en sê, daar by die huis, hier jou rooi is dan van die pad af. Hoor net hoe vertel hy dit self. Dis dit fyn. Maar as jy net sê, ek wil nou anders ter wees as hy. Dis dit reg. Check my oor 3 weke. Ons bring sommer die skaal saam. Hoe? Nou het ek 'n challenge weer gesit. Nou het ek 'n oorlog aangesit in die gees en in die vlees. Mense, as jy by Jesus is, kom jy agter hy oorlog. Het jy hom agtergekom? Ha, Megan? Hy's rof. Hy's rof. Prys die Here. Dankie dat jy vir rof adverteer. Dis hulle wat die meele maak. ROFF. Dankie Stefan. Rof meele. As jy wil meel hê eendag, koop by Rof in Kroonstad. Mense weet nooit wat die Heilige Gees doen nie. Iemand moet nou daai woord gehoor het. Bel my 'n bietjie. Jy wat daai woord moet gehoor het om 'n meele op te rig op jou plek. Rof. Weet jy hoekom het hulle daai naam? Dit het rof gegaan toe hulle begin. Maar ek gaan nie nou oor hulle praat nie. Kom ons gaan. Elke dag voed jy watter een. Die een wat jy voed, hy wen. Die een wat pampoen eet, hy wen. Maar nou moet ek ook sê, pas op, bid ook vir die mense om jou. Want ek vas. En ek loop hier weg en ek drink net water hier. En ek koeldrank. En ek loop sound toe en is na 3. Nou loop jy na huis in wat jy ruik. Kos. En ek eet iets kleins. En ek eet weer. Die 4de keer, toe sê iemand langs my, of ek kyk so, ek sê, en daai pirinkie wat so kriemerig lyk, iets was daan.
is vrugtekoek en room gewees wat ek geëet het. Ek kan nie sê, dis die vyand, hè. Ek staan saggies op, en ek gee vir die vlees toe, en ek sny so dik stuk vrugtekoek af, en ek gooi hom so dik met room, en ek eet hom, en die gees verloor weer. Mense, jy mag eet, hoor gou net mooi, jy mag lekker ook geniet. As jy die psalms kan deurlees, en 'n uur lekker lees, dan kan jy maar vir 5 minute vrugtekoek gaan eet, want ek raak nou lus van. Maar is nog oor. Maar hoor gou, ek wil net uit my storie uit jou opgewonde maak, waar jy 6 snye witbrood eet. Sê, Here, vandag gaan ek net 5 eet. Sien, ek wil hier by School of Fire net die groceries se budget kleiner maak. Ek wil hom net kleiner maak, hier uit die preek uit. Maar nou gym ek mos. En as ek gym, moet ek so eet. Want oor 20 jaar, as ek nie gym nie, moet ek maar so lyk. Pas op net, jy mag gym, en God sê, jy moet jou liggaam oppas, en dit is so mooi vir my, wat deesdae aangaan met julle jong manne hier, hoe julle gaan gym, dit is my lekker om te sien, daar is 'n kompetisie ook onder julle, daar is dit Eysterman, daar is dit driekamp, daar is dit dit, daar is dit dit, dit is lekker om hierdie goed te belewe, dit wys my, daar is so bietjie sports tussen julle, maar die oomblik as die vlees oorvat, terwyl jy iets optel, kan jy mos Christen musiek luister, hoekom moet jy wêreldse gemors luister? Jy kan mos bid terwyl jy optel. Nou wil jy speel, ek is 'n loslappie terwyl jy gym. Ek weet hom, julle doen nie dit nie. Nee man. Voorlaasweek kom staan 'n ou voor my huis. My vrou, as julle dit nie weet, die is 60. Ek weet sy's mooi. Maar wragtig, 'n gymmer kom staan voor my vrou se huis, ek dink hy's 32. Dit skyn, dit sukkel speels. My vrou staan so, hy staan so. Hy noem maar ook nie tannie nie. Hy noem maar nie tannie nie, hoe lyk ek? Hoe lyk ek? Hoe lyk ek? Hoe lyk ek? Stefan Vassal. Ek sien die tannie begin geniet dit. Ek sien die tannie begin kykie kyte. Vlees, check my. Daar was 'n tyd dat Andras, ek is nie nou meer met hom in die huisie, so ek weet nie, sy vrou kan net kopnik of nie. Daar was 'n groot spieël, na hy gegym het, dan stap hy vir, okay, ek sien, daar gaan dit. Daar staan hy net so, maar dan hy spier net so bietjie. Dan stap hy aan. Hey, wanneer quoteer julle die Bybelversie as julle so in die huis instap? Vir julle kindertjies. Wanneer kom staan jy so voor my vrou en sy tannie? Psalm 119 sê, dat is 'n lig vir my voet, die woord van God. Maak ons maar 'n bietjie grappies met julle tussenin, maar ek wil julle net kry. Die oomblik as jy in 'n winkel inloop, en dan loop 'n mooi girl uit, ek praat nou ernstig met julle, en julle dink by julleself, die girl kyk, en julle maak julle vuiste so, dat julle is oreerders. Hoor julle my? Vrouens ook. As jy besig is, aan buite loop en jy dink daai en kyk jou, wat soek jy by daai en as jy getroud is? Maar ek is nie getroud, ek kuier net 3 kilometer van hier af by ons Franse dogter. As jy wil trou, dan gedraai jy jou ook. Amen. Ek het julle nou net is, kom ons gaan. Wanneer jy jou vlees meer voed, voel jy gebind. Het jy dit al gevoel? Wanneer jy jou vlees meer voed, voel jy gebind. Ek kry nie eers baie keer gebid as ek te veel geëet het nie. Ek praat nie, jy kan lekker eet nie. Ek kan nie nou te kwaai teen kos praat nie. Stella het pompoen en dit is groenboontjies en dit is lekker rys en 'n boutvleis gemaak vir ons en die kinders. Ek kan nie teen dit praat nie. Maar as ek hom vanmiddag eet, dan eet ek weer, net 'n slicey vanaand. Mense,
wat ek net wil vir julle deurgee, dis in die grapmakerry en die ernstigheid. Roei, dat julle by Christus bly. Roei. Jaak 2, roei, dat jy by die Here bly. Het nou so oorgegee. Jaak het nou so oorgegee. Solang Talisha hom net op. Dan is dit alright. Nee man, jy is gered, maar nie vry nie. Ek gaan nou 'n statement maak. Ek gaan nie lieg nie. Ek is nie vry nie. Ek het nie dit beplan. Ek is nie vry nie. As ek nog wil meer eet as bid, ja, is ek mos nie vry nie. En ek maak die standpunt, en ek bely dit nou voor God. Nee, ou moenie eers my iets sê nie. Ons kyk na sigarette en drank, hoerery en sê ons is nie vry nie. As jy te veel eet en minder bid, is jy nie vry nie. En ek is nommer 1 wat my hand opsteek. Ek is nie vry nie, en ek moet vrykom. En ek sal roei, want ek het God groot dinge gevra. Ek sit gister. Ek het in Beaconsfield, Kimberley, was daar 2 billboards wat nooit gebruik was nie, waar my gemeente was. Hulle was wit, net wit. Nou deur die jare as ek bid, dan sien ek altyd die billboards, dan hardloop hy soos 'n konandram, en as die teksvers so gaan slaan, dan weet ek is vir my. Maar vir 2-3 jaar het ek nie nou die borde gesien nie, in my gedagtes nie, terwyl ek bid. Gister bid ek, en ek sien weer die borde, en ek sê, Here, ek bid, ek soek 'n skrif uit Esegiel, Jeremia of Jesaja, wat naby Suid-Afrika is nou in hierdie tyd. Ek sê, Here, en God sal hierdie goed vir my gee. God sal vir my herlewing gee, want ek smeek het nie vandag, ek smeek het aanhoudend. Die Here ken my hart, dat ek by plekke wat te lui is om vir God Suid-Afrika om te keer, bohaai maak, en wegloop, en aangaan. Ek het 'n hart vir hierdie land en sy mense. Maar, ek bid, ek sê, Here, gee my uit Esegiel, Jeremia of Jesaja, 'n gedeelte wat nou Suid-Afrika se toekoms is, of sy nabyheid is. Ek kry Jesaja 12, en skielik sien ek weer hierdie 2 billborde. Maar hy hardloop net. Ek sê, Here, ek gaan dit ten minste lees. Nou jare terug, toe vat ek 'n leer, vra van stelle. Daar was nog nie Pinterest en afdrukke en sulke goed, en ek vat klomp A4 papiere, en ek omlyn hulle net met swart, en ek klim teen hierdie bord op, en ek maak 'n muur wat geval het, want ek is nie kunstig nie, maar ek kan 'n muur wat breek maak. Ek kan nie meer my tema onthou nie, maar ek het daai Sondag gepreek, dat dit hel en vlamme is, oor daai muur, en jy kyk deur die muur, en ek onthou die billboard. Ek sê, Here, maar Esegiel 12 is nie vir my nog nie. Ek gaan dit nou lees. En ek lees. En hier is in Esegiel 12 van die gebreekte muur. En dit was my skrif omtrent 25 jaar terug. Hoe ek het gepak het. Dis hoe God antwoord. Ek maak amper klaar. Jy bly lou voel, omdat jy 'n geesvervulde lewe wil lei, maar jy gee jou vlees alles wat hy soek. Dis soos 'n kind wat jy bederf, ek kan nie dit seëning noem nie. As jy vir 'n kind, as hy sê, in die winkel, jy gee vir hom, jy maak hom vir die verderf groot. 'n Oupa en 'n ouma kan dit doen, nie 'n pa en 'n ma nie. Ja, as 'n oupa en 'n ouma dit doen, is dit reg. Dis 'n reël. Maar 'n pa en ma kan nie vir 'n kind net gee wat hulle soek nie. Jy moet tot tyd uit 'n winkel uitloop en hulle moet niks gekry het nie. Dat hulle leer, hulle kry niks. En as hulle tantrum gooi, deesdae kan jy nie meer nie, dan moet jy hom looi. Deesdae kan jy nie, dan sluit die polisie jou toe en jy sonder jou kind. As hulle net die kind saam met jou toegesluit het, was dit alright. Maar jy word alleen. Okay. 1 Korintiërs 7. Alle getroude mense, as jy vir jou man weier of jou vrou weier, seks. Ek praat nie, jy moet soos 'n konyn aangaan nie, man. Maar ek sê, as jy jou man of jou vrou weier, en jy's moetswillig daaroor, ek praat met julle in die toekoms ook, wat gaan trou, en jy vermaak jou man of jou vrou met dit,
As jy nie die stoep gevee het nie, gaan jy nie dit kry nie. As jy nie dat gedoen het nie, gaan jy nie dit kry nie. Kan ek vir jou sê, as daai man porn gaan kyk, of by 'n ander vrou gaan kuier, gaan jy ook oordeel kry. 1 Korintiërs 7 sê dit. Jy gaan net so bars. As jy getroud is, dis gemaak vir die huwelik, dis nie sonde nie. En as jou vrou sê, ek het hoofpyn, en hulle speel die liedjie, ek het hoofpyn, nie vanaand nie, dan vat jy 2 komprolpille vir haar. En as sy vir jou sê, en nou? En sê ek het jy nie hoofpyn nie? Nee, genoeg oor hierdie gepraat, ek sien hierdie wat nog moet trou, hulle bekke hang oop, hulle weet nie wat om te sê nie. Die Heilige Gees deel nie 'n plek, 'n spys, met iets waarvoor Jesus gesterf het voor nie. Dit wat Jesus voor gesterf het, wat oorwin moet word in jou lewe. Hoor mooi, dit wat Jesus voor gesterf het, wat moet oorwin word in jou lewe. Die Heilige Gees deel nie spys met dit nie. God se Gees sit nie in die hoekie en sê, ek sal maar hier sit totdat jy klaar gedeel het nie. As 'n tyd wat hy sê, bye, deel jy nou maar, en roep my terug. Hoor julle my? Hoor jy my? As ek wat 'n mens is, so opgewonde raak, kan ons nie God loof en prys nie. Wat dink die Heilige Gees van jou? Jy wil my nie eers dien nie. Wat moet ek vir jou doen? Ja, maar God ken my. Ek is so, God ken nie jou so nie. Jy is arrogant. Jy moet mooi hoor. Ons wil hê God moet ons volg. Ons moet God volg. 'n vrou bel gisteraan en sy sê, sy is nou so in 'n diep donker gat, François was daar, in 'n diep donker gat. Ek sê, wat het gebeur? Nie ons sal 'n huis gaan koop het in 'n sekere strand. Nou dink ek hier te scam gekom. Hulle het hulle geld verloor. En nou het iemand anders dit voor hulle opgekoop. Ek sê, hallo, sê weer. En die Heilige Gees het 'n son toe gelei. Ek sê, jy lieg. As die Heilige Gees jou gelei het jy die huis gehad. Hou op, goed sê, God het gesê en die Heilige Gees het gesê, as jy lieg. Nee, maar hoe kan ek lieg? Ons was so klomp wat saam gebid het. Weet jy wat is ons mee besig? Ons vertel vir God wat wil ons hê, en God moet agter ons aanloop en ek gaan koop 'n huis. En dan lei die Heilige Gees my kamera. Jy lei die Heilige Gees. Nie die Heilige Gees vir jou nie. Wag geslag vir jou antwoord. En dan gaan doen jy dit. Ek sê, waarvoor is jy nou in 'n gat? Omdat iemand anders die huis gekoop het. Het jy nog 'n dak oor jou kop? Ja. Regtig, omdat ek nie nog 'n strandhuis kry nie, as ek in 'n gat. Ons moet regtig by die Here uitkom. As party mense wat net bly is dat hulle nog 'n ete het. Kom ons gaan. Jy moet doodmaak, bely en laat staan dit wat jou werklik wil doodmaak. Ja. Okay, maar jy's nie my onderwyser om dit elke keer te sê nie, maar ek sal dit weer sê. Ek sê dit, want jy luister aan, sê ek dit met gragte. Ek like as mense saam praat, maar ek wonder as ons 40 van jou het, is dit 'n moeilik ding. Maar okay, prys die Here. Hoor wat sê hy? Hy sê, jy moet doodmaak, bely, wat jou wil doodmaak. Mense, hoe gaan jy voel, as jy regtig verstik van emfyseem, omdat jy gerook het? Ek oordeel jou mos nie nou as ek so iets vir jou sê nie. Ek wil jou mos nou red. Ek wil jou mos nou help. Party sê, nou kry ek 'n straf, omdat Royce wil hê ons moet 3 dae ophou rook. Dis nie straf nie. Jy moet sê, prys die Here is 'n jy sê, jy kyk hom verniet. Hy praat die waarheid. Praat hy die waarheid? Praat hy die waarheid? Nou doen so. Amen. Amen. Dit wat God aan jou gesit het om te ontwaak, gee dit voeding dat dit kan ontwaak. Sukkel julle ook
as jy sit 'n YouTube kyk, en lekker eet om op te staan, en te gaan bid, en stel jy dit ook vir 'n halfuur uit? Of is julle baie mooi op tyd? Ek sukkel. Ek gaan hierdie reeks nie preek hoe wonderlik ek is nie. Ek gaan hom preek wat ek mee sukkel en jou saamvat. En mag dit wees dat jy sê, yes. By al die reekse gaan ek oor dit praat, so ek scan dit net weer. As jy jou gees wil voed, moet jy by die Bybel uitkom. Gisterand luister ek van John Hagee sermon wat hy sê. Hy tel die Bybel op, hy sê hierdie boek is al boek wat lewens verander. Shakespeare se boek kan nie lewens verander nie. Hierdie boek verander wêrelde, lande. Ek wil vandag vir julle sê, pasop ook om op vlees te vertrou. Ek sien 'n ding op Facebook, en dis lekker as Donald Trump abortus stop, en sê ek ook halleluja. God gebruik hom mooi. En as hy die woke pak gee, dan sê ek halleluja, God gebruik hom mooi. Maar as hy soos laas week kom en jy, want ek sien daar is 'n vrou spesifiek, haar man is in die parlement, en as sy iets post, is dit net Donald. Ek wil later gesê het, wil jou man nie ontruim en hy maar daai posisie kom vat hier in Suid-Afrika nie. Hoor gou mooi. Pasop dat jy nie 'n mens so prys, dat God uit die prentjie uit is nie. Ek is dankbaar as God hom gebruik om dwelms te stop. Maar as ek dankbaar oor 3 dae terug wat hy sê vir die demokrate, ek sal die abortuswet 'n bietjie lig en vir julle toegee. Maak babatjies dood. Stem net vir my vir daai wet. Waar is die vlees toe? Waar is die hero van almal toe? Christene het vir hom gekap. Waar is die hero toe? Pasop om op 'n hero te vertrou. En die hero drop jou. Pasop. Ja, God gebruik hom in hierdie tyd. Beslis. Ek vra net die vraag, as ek kyk op AfriForum, op Solidariteit, op al hierdie gemeenskapsblaaie, Trump kom help ons. Ek dink ek, uit die 60 miljoen mense in Suid-Afrika, hoeveel mans is ons hier? Is daar nie een man wat kan opstaan en sê, kom ek help Suid-Afrika nie? Moet ons 'n ou van Amerika roep, is ons so swak. Toe staan 'n vrou op, 'n Deborah, pastoor Makuba, en sy lei 20,000 mense na die Uniegebou toe, om die kerk oop te hou, en sy lei hier by die 10,000 mense na die parlement toe, en sy gaan van die oggend tot die aand, gaan kyk op haar page, sy 2.3 miljoen followers al, gaan kyk op haar page, so gaan sy van die oggend tot die aand aan, om ons kerk oop te hou, en ons is nie daar. Ons los dit vir haar. Ons sal liewerster uitsprake maak, rasse uitsprake. Maar daai Deborah, ek bid elke dag vir haar. Dis eintlik shame op ons mans. Dis eintlik shame. Daai vrou loop voor. Mevrou Toko Makonasi het 3 dae terug weer gesê, julle kan maak net wat julle wil. Julle word toegemaak. Hy vrou is voluit op pad. 5 Oktober is die dokumente klaar opgestel. Hulle is geteken. Sy het laasweek gesê, sy wil dit graag voor Cyril lê. Toe sê sy, mag dit wees dat laas Sondag, die laaste Sondag vir die kerk is. Weet die Christene daarvan? Dis die WhatsApp boodskap is hier, gaan luister wat sy self sê. It is time to act. Dit is nie eintlik, ek sê heel verkeerd, dit was tyd. Dit is eintlik nou te laat. Nou, Bybel lees, jy moet worship soos nooit tevore nie, jy moet samekomste bywoon, jy moet getuig van God, jy moet gee, en jy moet 'n offer wees. En ek wil vir julle vandag hierdie woord gee, Jeremia 29 vers 11, wat die Here vir elkeen van julle wil gee wat inluister. Want ek weet wat gedagtes, ek aangaande julle koester.
Hoor gou wat sê God. Dink jy het 'n gedagte dat jy na 'n Nigerian toe moet loop, na 'n narko-terrorist toe moet loop en 'n pakkies te koop? Dink jy God het so 'n gedagte oor jou? Dink jy God het 'n gedagte oor jou dat jy moet porn kyk? Dink jy God het 'n gedagte oor jou dat jy vir 'n ander vrou moet vloei? Of 'n ander man as jy getroud is? Dink jy God het gedagtes oor jou dat jy net lui moet wees? Ek aangaande julle koester spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie. God wil geen mens laat omkom nie. God wil geen mens iets snaaks aandoen nie. Stop om te sê, God het die brande gestuur in Mosselbaai. Stop om te sê, God het daai tyd 'n nuis na die brande gestuur. Ek het wedergebore mense ontmoet wat sy huise ook afgebrand het. Ek gaan nie na ander se huis toe loop en sê ek is lief vir jou en dan steek ek sy huis brand nie. My God steek nie 'n kind van hom wat hy lief het sy huis brand nie. Kom daar oordeel? Yes. In een brand kan daar 10 dinge gebeur. Daar kan oordeel gebeur, daar kan iets gebeur dat God toelaat dat 'n kind van God se huis afgebrand word, want hy wil die groot getuienis daarna laat deel. Maar God kom nie met 'n vuurhoutjie en hy sê, jy dien my so mooi, ek gaan gou jou huis in die brand steek. God doen nie dit nie. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dit draai net daarom, maar gesteek in jou huis in die brand. Nie my God nie. Skud hy wel die nasies met sulke goed? Ja. Gebruik hy die verderwer vir sulke goed? Yes. Ons het 'n nuis na brande gery en talle wederers ontmoet wie sy huis afgebrand het. Kom ek en jy vel nie die oordeel nie. Kom ek en jy help hulle. Ek hoor hoe die mense op social media sê, ja, hulle het in daai huis lekker gesuip, nou kry hulle vir hulle. Hulle het dit, totdat jou huis vlam vat. Wat het jy al gedoen? As die winde so opsteek, dan bid ek ook maar, laat my huis nie gaan nie. Bid julle dit ook? Julle is nie hier oor julle kamers bid nie. Bid julle? Okay. Hy sê gedagtes van vrede en nie van onheil nie. Om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Wat is 'n hoopvolle toekoms? Dat jy gesond kan bly? Dat dit goed gaan met jou? Dat jy melk op jou pap het? Dat jy regtig lekker lewe, maar nie gespoil is nie. God wil vir jou 'n hoopvolle toekoms gee. Maar dan moet ek en jy die vlees pak gee. Vader, dankie dat U met ons deel. En dat U ook in hierdie reeks met ons sal wees, met my nommer 1. Dat ek hier kom goed oordra wat ek hiervan weet nie. En ek weet dit wat ek jou sê is erg. Maar ek sal dit deurmaak sodat ek op die ou end kan kom wat U wil bereik met hierdie reeks. Dat die vlees gekruisig word, sodat ons gees, want dit is ons gees wat herlewing veroorsaak. Dit is ons gees wat Suid-Afrika laat draai. In Jesus naam. Amen.